Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. John Lennox is 'n befaamde wiskundige en 'n apologeet. Sy epiese autobiografie lê die afgelope paar weke op my bedtafel en is 'n welkome gas. Ek is baie lief vir hom na sy ek weet nie of mense dis eerder gesprekke as preke, maar sterk geestelike gesprekke wat hy voer en mense julle kon gerus gaan kyk daarna. Een van die eerste stories, en ek gaan 'n klompie van 'n deel in die weke wat kom, maar hy vertel van 'n besoek aan 'n Belgiese wiskundekonferensie. En tydens of net na die konferensie is hy op 'n trein en oorkant hom sit twee Russies, 'n man en 'n vrou, twee Russe wat uit Siberië uitkom. En as jy nou vir John Lennox 'n bietjie leer ken, sal jy besef dat dis amper deel van sy DNA, dat waar hy kom, hy glo hy die evangelie moet deel. Dat dit belangrik is dat mense die evangelie moet hoor. En hy het die voordeel dat hy Russies kon praat of kan praat, en onmiddellik gee dit vir hom 'n groot voordeel. Hulle skrik hulle mors toe hulle hierdie Europeër hoor Russies praat, maar hy vra toe vir hulle of hulle 'n Bybel het. Hulle is baie so half versigtig, want wat wil hierdie persoon nou hê, maar toe hulle begin agterkom, dis 'n werklike opregte vraag, vertel hulle hom dat hulle enigste Bybel die vorige jaar gesteel is in Siberië. En dan beskryf hy baie besonder hulle oorstelptyd toe hy vir hulle Bybel gee. Ek gaan dit vir jou in Engels lees soos wat in die boek staan. She hugged it tightly at first and then began to kiss it. Is this really for us? She asked, the tears streaming down her face. En dan laat sak ek my kop in skaamte en wonder ek hoe ons nie van selfsprekend ons Bybels maar net aanvaar as 'n gegewe nie. Baie van ons het 'n hele paar in die huis. Maar die uitdaging wat ek jou mee wil uitdaag is, doen ons nog werklik moeite om soos hierdie vrou met hartstogte te omarm en tyd te maak om God daarin te ontmoet. In die tye in my lewe wat ek dink die slegste met my gegaan het, was dit juis die tye wat ek nie moeite gedoen het om stilte tyd te hou en werklik om te gaan met die woord nie. En op my geestelike reis het my omgang met die woord ontvou van een van ek moet nou maar 'n pligpleging na ontdekking van wie die outeur van hierdie boek is. Een van ontdek en beleef dat die woord lewegewend is. En as ek dit toelaat, dat die Heilige Gees dit dan oopbreek vir 'n mens en 'n mens net insig en wysheid bekom wat bo menslik is. En dat 'n mens groei in intimiteit met hom en dan word al die ander goed, die bekommernisse en die goed wat ek najaag in die lewe word, soos wat Paulus sê, drek. Eintlik waardeloos. Ek dink een van die mooiste verse, en ek sluit daarmee af, en ek wil dit tog in die Engelse vertaling lees, want dit sê dit vir my soveel mooier daar, is Psalm 119 vers 103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Mag die Bybel nie net vir jou 'n dooie boek wees, vol vervelige stories nie, maar mag die Heilige Gees dit vir jou lewend maak. Wees ontvanklik daarvoor, dat dit lewend kan word in jou, en jy sal 'n skat ontdek wat regtig besonders is. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy. Jy kan vir my skryf, eugenekemp@me.com.